Goeienaand, ek hoop dit gaan goed met jou. Ek hoop dat jy hierdie Pinkster positief beleef soos wat ek het doen. Weet nou die Here ook in my praat en die Here my praat en met julle ook gesels. En dat sy gees van ons besit gaan neem. Gisteraand met myself en hoe ek myself opreik, nie meer onder survival nie, maar onder significance. En vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor mekaar. Kom ons maak ons oë saam toe, dan wil ons Here vir U al die lof en die eer bring. Dan het ons as kerk, as gemeente so mekaar kan kom soos nou. Dat ons nog steeds U woord met mekaar kan deel. Here, ons bid dat U regtig ons sal vashou in hierdie tyd. Dankie vir die kerk. Dankie dat ons 'n gemeente kan wees wat vir U wil lewe. Amen. So vinnig 'n bietjie advertensiebreek. Jy kan regtig maar 'n bietjie like en comments daar in die groep. Ek weet nie heeltemal werk. Al goed is nie maar as jy eers 'n duimpie kan druk of 'n hartjie of 'n bindende handjies of sommer sê dankie, dit was nice geweest of nee, ek dink jy sit die pot mis of wat ook al. Maar asseblief reply asseblief en kom ons gesels ook oor die eredienste en die preke. Dit is my belangrik om vir julle te sê dat ek nie regtig verstaan hoekom ek vanaand oor hierdie tema moet preek nie. Want jy sien, in my eie gemoed is dit een van die lompste strukture wat daar kan wees om oor te praat. 'n Mens wil amper dit nie promote en sê dis die manier hoe ons kerk moet wees nie, of ons die wêreld moet bereik nie. Ons moet in 'n gemeente, in 'n kerk wees. Want wat is eintlik 'n lompstruktuur, nê? Dis 'n dominee wat betaal word en 'n klompie ander amptenare en 'n kerkgebou wat onderhou moet word. En daar's sendingaksies wat uitgereik buitekant toe, en daar's barmhartigheidswerk, en daar's mense wat saam bid, en daar's 'n worship team, en daar's mense wat koppies en pierings regsit vir sodat ons en daar's 'n dominee wat kom staan en praat, en die res is volunteers wat kom sit en luister en dan uitgaan met 'n boodskap en gaan verkondig. Hoe op dese aarde het God dit gedink is die beste manier om die wêreld te bereik? Ek weet nie. En tog, ons leef 2000 jaar na Jesus en nog steeds werk dit, word die wêreld bereik. So kom ons begin by 'n teks. Ons gaan vanaand oor 'n moeilike boek ook nog praat, Openbaring. En gewoonlik as mense Openbaring hoor, dan spring ons almal se koppe na Openbaring 12, 13, 14, daai 7 koppe en 7 horings en die ruiters op die wit perd en die grys perd en almal wil nou weet waar gaan hierdie ding gebeur en wanneer dit gebeur en hoeveel jaar nog en dis nie waaroor dit gaan nie, want hy begin by die kerk, hè? Dis die wonderlike. Hy begin by die kerk. En kom ons lees daai eerste vers. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop en as iemand my oopmaak, dan sal ek ingaan en saam met hom feesmaal hou. En hy sal met my. Daar sal 'n celebration wees as jy jou hart oopmaak, as jy my toelaat om deel te word van jou lewe. En daai saam celebration is wat kerk is nie. So hier is die prentjie. Johannes word na Patmos toe verban, daar kry hy 'n openbaring van die Here en dan gebeur die volgende. Hy sê hy het gestaan en hy het iemand gehoor wat agter hom praat en toe hy omkyk, toe sê iemand soos die seun van die mens. Dis sy woorde. Hy is te bang, te huiwerig om te sê wie met hom praat. Hy sê is dit iemand glorious. Hy sê, daar was silwer en goud en strale, dit was huge, dit was 'n huge visioen geweest. En wat met hom gebeur is, hy val net daar op sy aangesig neer. Nie op sy rug nie, op sy aangesig in aanbidding. En hy lê soos iemand wat dood is. En toe kom die stem en sê vir hom, Johannes, staan op, ek het vir jou 'n job. Jy moet vir die mense gaan vertel wat swaar kry, daar is hoop, dat ek iemand wat soos die seun van die mens, dat ek die leeu van Juda, dat ek die lammetjie wat geslag is, dat ek die wêreld sal oorwin. Dat alles verby is, ek is in beheer. En begin so by die kerk. En hy begin, hy sê, hier is ons 7 gemeentes, stuur vir hulle elkeen 'n brief, dis wat ek vir hulle wil sê. En dan kom die briewe. En kom ons lees as die een. Ek gaan nie oor elkeen preek nie, ek wil 4 goeie sê oor al die gemeente saam, wat ek dink van toepassing is op vanaand. Ons kan oor baie gesels, maar die gemeentes lê in so 'n perdehoef vorm om die Middellandse See. Begin by Efese, dan Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en uiteindelik Laodicea. So dis so
perdeo vorm wat die gemeentes noem word. En daar's natuurlik baie ander gemeentes. Daar's Thessalonika en Kolosse en Iconium en Lystra. Daar's 'n hele klomp ander stede waar daar kerke was, maar dis hierdie 7 gemeentes en dan kan ek lank preek oor hoekom dit 7 is, maar dis omdat dit die volledige kerk is. 7 is altyd die teken van volledigheid. Dit beteken dis 4 plus 3, die 3, Vader, Seun en Heilige Gees, en die aarde, oos, wes, suid, noord, en hierdie volledigheid dui op, dis die hele kerk wat ter sprake is. En dan stuur hy 7 briewe. Die eerste brief gaan aan Efese. Hy sê vir Efese 'n klomp goed, hy sê vir hulle, wat ek ken julle het, ek hou van julle dade, ek weet van julle hardwerkendheid vir my, dit is vir my baie nice, wat ek ken julle het is, julle het my nie so lief nie. Julle het julle eerste liefde versaak. En dan sê hy vir hulle, aan die einde van elkeen van hulle, wie oor het, moet asseblief luister. Dan by gemeente nommer 2, Smyrna, sê hy vir hulle, ouens, ek weet julle kry swaar. Ek weet die arme julle lê swaar op julle, ek weet julle struggle, en ek hou daarvan. Kan ek sommer net so 'n kant aantekening maak? Iewers het ons gedink die kerk is hierdie glorified ding, nee, wat met baie ligte en sagte stoele en baie grand en grandioos moet wees. Dis nie waar nie. Die kerk is die leidende kerk. Dis die liggaam van Christus wat nie aanvaar word op aarde nie. En daarom is dit nie so oukei nie. Nommer 3 is die gemeente Pergamum. Pergamum se probleem is, hy het 'n klomp heidense ouens wat deel was van die gemeenskap, nie die gemeente nie, gemeenskap, toegelaat het om in te kom. Hulle het dit genormaliseer dat hierdie ander ouens maar so kan insypel. En dan sê hulle, ouens, julle moet skoonmaak, hè. Julle moet hierdie huise skoonmaak. Dan mag hierdie ander ouens mag nie deel van julle moet nie deel word van hierdie ander heidense godsdienste nie. Gemeente nommer 4 is Thyatira. Thyatira is verlei. Ons noem die kerk wat adulterous was, wat agter ander afgode aangeloop het. As Pergamum, die vorige gemeente, dit toegelaat het, hierdie ons so embrace. Het hulle sommer nader gehaar. En daarom sê hy, ouens, julle moet grense trek. Duidelike grense wat kerk is en wat nie kerk is nie, wat gelowig is en wat gelowig is hulle nie meer moet volhou nie. Die 5de is die gemeente Sardes. Dit is baie mooi in hierdie stad. Sardes was 'n baie sterk vestingstad, was so op 'n bult gebou en nooit kon iemand hulle ooit oorval nie. Geen weermag kon ooit hulle oorval nie, behalwe 2 kere. En al 2 kere wat hulle oorval was, het die wagte aan die slaap geraak en dis hulle oorval. En daarom is sy boodskap, hey ouens, wakey, moenie slaap nie, julle is dood, julle moet lewendig word. Gemeente nommer 6 is die gemeente Philadelphia. En Philadelphia se groot voordeel was dat hulle teëgestaan het teen al die goedes wat nie reg was nie. Hulle het gesê, daar's sekere goed wat nie reg is nie, ons gaan dit nie aanvaar nie, ons gaan anders te staan en dan sê hy ook, ek gaan vir julle 'n nuwe naam gee. So julle is grand omdat julle teëstaan. Laaste gemeente, Laodicea. Laodicea het 'n mooi stukkie geskiedenis. Naby ons daar 'n berg en op hierdie berg kom daar water, daar's 'n natuurlike oog. En die water is nie warm nie en ook nie koud nie. Dis regtig sommer 'n kalkerige, warmerige, louerige water. So jy wil dit nie drink nie. Dis nie vars soos as net warm of koud was, sê Jesus vir hulle. As jy net warm of net koud was, maar nou is jy hierdie lou ding en jy spoeg letterlik hierdie brak kalkerige water net uit. En dis wat die gemeente sê. Nou is daar mense wat hierdie 7 gemeentes aan 7 tydperke van 0 af tot nou toe wil sê, en sê elkeen het sekere tydperke bestaan. In Philadelphia was die tydperk in die 17de, 18de, 19de eeu, en ons leef nou nie die tyd van Laodicea, maar die meeste navorsing wys, dis regtig waar nie waarheid nie. Maar as ek ouens is, hoor hulle maar uit, maar dis nie regtig die waarheid nie. So ek wil 4 pointers uithaal vir ons as gemeente. Nommer 1, ons behoort, en die kerk behoort aan God. Dit is sy kerk. Hierdie liggaam, toe hy omkyk, toe staan daar die 7 kandelare, die menorah, wat in die Joodse geloof gebruik word. En hierdie 7 kandelare is die kerk, maar dis in Jesus se hand, dis in sy hand, die kerk behoort aan Jesus Christus. Ek lees die verskriklike mooi storie van
toe Beethoven sy 5de simfonie getoonset het en gecomponeer het hy met morsekode wat net ontwikkel is gebruik. En die eerste 4 note van die stuk van die 5de simfonie begin so da en dan gaan hy verder. En da, as jy morsekode verstaan, is die teken vir 'n V. So, 120 jaar later is die Tweede Wêreldoorlog aangegaan. En toe hulle aandui dat die geallieerde magte die Duitsers oorweldig het Churchill het hulle duidelik gemaak dat dit daar gespeel word oor die radio's, die wêreld vol, en het hulle hierdie teken gebruik as ons het oorwin, dis die victory. Ouens, ons moet vir mekaar sê, die kerk het klaar oorwin. Ons hoef nie te weer te fight nie, en partykeer doen ons daai ding nie. Ons probeer weer fight in die kerk, partykeer sê, stil bly, net shut up. Die Here het klaar oorwin. Ek en jy kan dit daar sing soveel as ons wil, want hy het klaar oorwin. Nommer 2. Hoe lyk jou liefde vir God en vir mekaar? Ja, dis crucial, ouens, dis hierdie ding met mekaar sê. Efese se probleem was, julle het my nie meer so lief soos in die begin gehad nie. Julle geliefde het so 'n bietjie getone down. Mag dit nooit van ons gesê word nie. Mag ons 'n gemeente wees, 'n gemeenskap wees wat vir mekaar lief is, nie uitsluit nie, jy hoort nie hierso nie, môreoggend gaan ek bietjie gesels oor dit, presies daaroor, is praat oor Lukas en oor die Nuwe Testament, want Jesus wil almal include, nie exclude nie. Hy wil ons juist intrek, en daarom moet ons mekaar intrek, en daarom moet ons vir God lief hê met ons hart en siel en verstand, en moet ons uit ons hart uit sing vir hom, en as ons langs mekaar staan, met ons mekaar kan vashou en druk, en saam mekaar huil, en saam mekaar lag, en saam mekaar opgewonde wees, en saam mekaar doodbenoud wees, en doodbekommerd wees. Dis deel van gelowiges wees. Om na mekaar te wees, en God lief te hê, en hy het gesê, ja, ek kan sien, julle is net so lief en verlief, so wat julle altyd was. Nommer 3. Be waking. Wees wakker. Ouens, daar's ouens wat ons verlei op dwaalleerlinge. En ons hoor dit, ons weet dit. Ons kan sien, hier is 'n amper kult, is 'n kult wat hier ontstaan. Wat rondom een persoon gebou is. Wat rondom 'n klompie vreemde gebruike gebou word. En ons moet oppas daarvoor. Ek wil nie sê die NG Kerk is die regte plek nie. Ek dink ons het net soveel foute. Ek wil ook nie sê die Hervormde Kerk is die regte plek en die AGS, ek dink al die kerke het probleme, maar as die ouens is wat so kulte status begin aanneem en skielik net opgang maak en hierdie wow ding doen en almal verketter wat nie soos hulle dink nie. Rooi liggies, en moet sulke flags wees wat jy moet sien. Wees waking, moenie aan die slaap gevang word nie. Asseblief ouens. En nommer 4, Laodicea, moenie lou wees nie. As ons passionate is oor Jesus, as ons glo dat hy die wêreld kom verander het, as sy gees van ons besit geneem het, die gees is soos 'n vuur wat brand, en vuur is nie lou nie, ouens, dis warm. Moenie dat dit uitgespoeg word nie. Ons moet vurig en vol vuur wees en vol vlam wees om die wêreld te gaan vertel, môre aan se storie. Om vir die wêreld te gaan vertel, moet ons aan die brand wees. Moet die Heilige Gees van ons besit neem om uit te gaan na die wêreld toe. Alles in hierdie wêreld is aan die beweeg teen 'n ongelooflike spoed. Ons aarde draai by die ewenaar teen 1500 km/h aan sy eie as. 1500 km/h om sy eie as jy nie op die ewenaar is. Die aarde wat in die ronde tol rondom die son teen 100.000 km/h. Dis huge. Ons beweeg teen 'n ongelooflike spoed. Die son beweeg teen 70.000 km/h. Hy met sy planete en maane en almal wat hier omgaan, hierdie 8 planete en hulle maane en Pluto daar buitekant draai ook in die ronde teen 70.000 km/h.
En dis in die Melkweg. Ons is weer so op pad na Viga toe. Dis waar ons op pad heen is. Die Melkweg wat 100.000 ligjare wyd is ook aan die beweeg. En die Melkweg waarvan ons een stukkie sterrestelsel is, beweeg om sy eie as 1 keer in 200 miljoen jaar. Alles op dese aarde beweeg en alles in die hemel beweeg, behalwe die troon van God staan stil. Dis waar die stabiliteit en die sekuriteit en die kern van krag is wat ons beweeg, wat ons het. En God wat op sy troon sit, praat met my en jou en sê, jy moet begin beweeg, Boetie. Sissie, jy kan nie net lê nie, jy moet begin beweeg. Jongman, daar's vir jou werk. Jong girl, daar's vir jou moontlikheid hier buitekant waar ek verkondig moet word, verheerlik moet word, vertel van moet word. Ons mag nie stil bly nie. En ons is 'n kerk wat mekaar kan aanmoedig om te sê, ja, ons behoort aan God en hy is in beheer. En ons hoef nie bang te wees nie. En ons kan uitgaan, ons kan die wêreld gaan vertel. Dankie Here dat ons kerk kan wees, dat ons 'n gemeente kan wees wat vurig wil gaan vertel. Nie lou nie niks warm of niks koud nie, maar so 'n louerige mengsel nie, maar ons wil vurig wakker wees vir die wêreld gaan vertel. Dankie daarvoor. Dankie dat u die vuur en die passion ons kom aan die brand steek. Ons is bereid om uit te gaan môre aand. Uit te gaan en môre aand sal ons dit hoor om vir die wêreld te gaan vertel. U is in beheer. Amen. Baie versterk lekker aand. Sien julle môre aand. Dankie. Cheers.